Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 25ste Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofnuus vandag sê, geen metro in Suid-Afrika kry skoon auditverslag nie. Jou volle storie is hier. Nog berigte, polisie is reg vir die optogte van 30 Junie. Back and closer, nog 'n geval aangemeld. Jannik Sinner, die gunsteling vir Wimbledon. Engeland is gerad vir hulle toets teen die Springbokke. Nie een van Suid-Afrika se 8 metropolitaanse munisipaliteite het 'n skoon audit vir die 2025 boekjaar ontvang nie. Dit blyk uit die jongste verslag van die Auditor General South Africa, wat toon dat bestuur, finansiële beheer en aanspreeklikheid by die land se grootste stede steeds onder druk is. Volgens die ouditeur-generaal het die auditverslag van die metros verder verswak. Altesaam 39 munisipaliteite landswyd het wel skoon audits behaal, maar nie een daarvan was 'n metro nie. Die metros bestuur meer as die helfte van alle plaaslike regeringsbesteding en lewer diens aan sowat 25 miljoen Suid-Afrikaners. Die verslag wys dat swak finansiële bestuur, gebrekkige rekordhouding, onreëlmatige besteding, swak verkrygingsprosesse en onvoldoende aanspreeklikheid steeds groot uitdagings is in hierdie metros. Die ouditeur-generaal waarsku dat hierdie tekortkominge dienslewering, infrastruktuurontwikkeling en die publiek se vertroue in plaaslike regerings benadeel. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die private sekuriteitsbedryf gaan nou saamwerk om veiligheid te verseker tydens die beplande landwyse optogte op Dinsdag 30 Junie. Die gesamentlike operasies is daarop gemik om enige geweld, plundering of onwrigting te voorkom en om 'n herhaling van die onrus van Julie 2021 te vermy. Die waarnemende minister van polisie, Waris Chakalea, het met leiers van private sekuriteitsbedrywe vergader om die veiligheidsplanne te finaliseer. Groot sekuriteitsmaatskappye soos Fidelity Service Group, Bidvest Protea, Coin en G4S sal die polisie ondersteun met bykomende personeel, intelligensie, hommeltuie, helikopters en ander hulpbronne waar nodig. Die polisie sê verskeie moontlike brandpunte is reeds geïdentifiseer en 'n geïntegreerde operasionele plan is aan al 9 provinsies geaktiveer. Polisielede se verlof is opgeskort terwyl die weermag op bystand is om kritieke infrastrukture te beskerm indien die situasie sou versleg. Die veiligheidsowerhede beklemtoon dat vreedsame betogings toegelaat sal word, maar dat enige vorm van geweld, intimidasie, plundering of skade aan eiendom streng hanteer sal word. Hulle doen 'n beroep op alle deelnemers om die wette te gehoorsaam en nie toe te laat dat die betogings in onrus ontaard nie. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manimela, sê Suid-Afrikaanse universiteite moet hulle transformasie versnel om ongelykheid aan te spreek en studente beter vir die arbeidsmark voor te berei. Volgens hom is groter toegang tot universiteite alleen nie genoeg nie. Instellings moet ook verseker dat studente suksesvol studeer, werk kry en gelyke geleenthede geniet. Manimela beklemtoon dat transformasie veel verder strek as studente toelatings. Dit sluit onder meer veranderinge in die universiteitsbestuur, akademiese personeel, navorsing, die leeromgewing en die bevordering van diversiteit en insluiting in. Hy sê universiteite moet die ongelykhede wat steeds in hoër onderwyssektore bestaan daadwerklik aanspreek. Die minister sê hoër onderwysstelsels moet ook beter by die behoeftes van die ekonomie aansluit. Hy wil hê universiteite, DVET colleges en die private sektor moet nouer saamwerk om studente toe te rus met vaardighede wat werkgewers benodig. Digitale vaardighede, wetenskap, tegnologie, ander skaars vaardighede sal volgens hom 'n groter rol in die toekomstige opleiding van studente speel. Die departement van landbou het nog 'n geval van back and closer in die Oudtshoorn gebied bevestig. Die jongste uitbreking is op 'n klein melkplaas naby Matjiesrivier aangemeld, waar beeste ligte simptome van hierdie siekte getoon het. Laboratoriumtoetse het die besmetting bevestig. Die betrokke plaas is onmiddellik onder kwarantyne geplaas, terwyl staatsveeartse en ander owerhede biosekuriteitsmaatreëls ingestel het om verdere verspreiding van hierdie virus te voorkom. 'n Beheerzone is rondom die plaas afgebaken en die voertuigbeheerpunte is opgerig om die beweging van vee en voertuie te monitor. Landbouowerhede doen 'n beroep op veeboere om enige verdagte simptome soos blaase aan die bek, pote of kloue, oormatige speekselafskeiding en mankheid onmiddellik aan die veearts te rapporteer. Die beweging van vee in die gebied word streng beheer totdat die uitbreking onder beheer is. 2 verdagtes is naby Gordons Bay in hegtenis geneem nadat wetstoepassers 'n voertuig onderskep het waarin 743 eenhede onwettige oeste perlemoene gevind is. Die operasies langs Clarence Rylaan uitgevoer nadat owerhede inligting oor verdagte voertuig ontvang het.
Lede van Kaapstadse Marine Omgewingseenheid het in samewerking met die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Gordons Bay en GBSEC Armed Response die voertuig gestop en deursoek. Die perlemoen is vermoedelik onwettig besit en vervoer in stryd met die bepalings van die wet op lewende marine hulpbronne. 'n Man en 'n vrou is op die toneel in hegtenis geneem en ook so aangekla. Die perlemoen is as bewysstuk gekonfiskeer, terwyl die verdagtes vir verdere ondersoeke aangehou sal word. Suid-Afrikaners se salarisse het hulle swakste koopkrag in byna 2 jaar bereik, ondanks matige loonverhogings, stygende pryse vir voedsel, elektrisiteit, brandstof en ander noodsaaklike uitgawes beteken dat huishoudings minder met hulle maandelikse inkomste kan bekostig as 2 jaar gelede. Die gevolg is dat verbruikers al hoe meer sukkel om hulle begrotings te laat top. Volgens ekonome het inflasie wel die afgelope maande verlangsaam, maar die koste van basiese lewensmiddele bly steeds hoog. Loonverhogings hou nie tred met die werklike stygings in lewenskostes nie, wat beteken dat werkers se reële inkomste steeds onder druk verkeer. Finansiële kenners waarsku dat baie gesinne hulle spaargeld uitput en toenemend van krediet afhanklik raak om hulle maandelikse uitgawes te kan dek. Dit plaas verdere druk op huishoudings wat reeds met hoë rentekoerse en duur skuld terugbetalings worstel. Kenners beveel aan dat verbruikers hulle begrotings gereeld hersien, onnodige uitgawes beperk en waar moontlik spaargeld opbou om die impak van die stygende lewenskostes te help verlig. Hulle meen dat die herstel van koopkrag sal grootliks afhang van sterker ekonomiese groei, laer inflasie. Nagenoeg 500 van Transnet se hoogsbetaalde werknemers ontvang altesaam meer as 900 miljoen rand per jaar aan salarisse en verskeie voordele. Die syfer het opnuut die debat oor salarisvlakke by staatsbeheerde ondernemings laat opvlam, veral by Transnet, steeds met finansiële druk, hoë skuld, waarmee hulle worstel. Volgens berigte sluit die groep senior bestuurders, spesialiste en uitvoerende personeel in. Kritici voer aan dat hoë salariskoste geregverdig moet word deur beter prestasie, groter doeltreffendheid en verbeterde dienslewerings, veral omdat die onderneming 'n sleutelrol in Suid-Afrika se spoor. Die wêreld se nommer 1 tennisspeler, Jannik Sinner, is die groot gunsteling om vanjaar die Wimbledon manstitel te verower, na uitstekende seisoen waaraan die verskeie ATP-meesters 1000 toernooie gewen het. Is hierdie Italianer die speler wat volgens kenners en beroepsweders die beste kans het om die trofee op die grasbane van Londen te kan lig. Sinner keer as 'n verdedigende kampioen terug na Wimbledon en hulle afgelope 10 dae intensief in Londen voorberei. Hy sê hy het lesse geleer, hy sy teleurstellende vroeë uitskakeling by die Franse Ope en sy voorbereiding aangepas om fisiek op sy beste vir hierdie Wimbledon te wees. Met Carlos Alcaraz, wat weens sy besering nie deelneem nie, lyk die pad na die titel vir Sinner gunstiger. Die grootste uitdagers word beskou as Alexander Zverev, Novak Djokovic en Taylor Fritz. Indien Sinner sy topvorm behou, het hy uitstekende kans om sy Wimbledon-kroon suksesvol te verdedig en nog 'n Grand Slam titel by sy indrukwekkende loopbaan by te kan voeg. Wade van die Kerk sal nie aan die 2026 Glasgow Statebondspele deelneem nie, nadat hy besluit het om hom te herstel en voorbereiding vir toekomstige internasionale byeenkomste te kan toewy. Hy het vroeër vanjaar 'n heupbesering opgedoen, wat hom ook uit die 2026 wêreldafloopskampioenskappe gehou het. Die Suid-Afrikaanse atletiekspan sal dus sonder een van sy grootste sterre in Glasgow moet klaarkom. Van die Kerk, die wêreldrekordhouer in die 400 meter, was deel van die voorlopige span, maar is uiteindelik nie vir die spele beskikbaar nie. Sy afwesigheid is 'n groot terugslag vir Suid-Afrika se medalje vooruitsigte, maar die fokus bly daarop om hom volkome fiks te kry vir die volgende groot internasionale kampioenskappe. Laura Wolfhard het haar span se voorbereiding vir die T20 wêreldbekerwedstryd teen Nederland beskryf as gefokus, gestruktureerd en detailgedrewe, met die klem op konsekwentheid eerder as om die opponente te onderskat. Sy het verduidelik dat die Proteas in aanloop tot die wedstryd veral gefokus het op 3 kernareas. Nommer 1, aanpasbaarheid teen verskillende boulstyle. Die span het spesifiek geoefen teen variasies in tempo en draaiboule, aangesien Nederland bekend is vir onvoorspelbare boulkombinasies en veldplasings. Die golfgroep het ook die scenario oefeninge gedoen waar hulle onder druk sekere teikens moes haal. Die nommer 2, veldwerk en druktoepassing. Volgens Wolfhard is veldwerk 'n groot fokusarea in hierdie kamp. Die span het intensiewe sessies gehad om lopies te sny en kansse in die veld te benut, veral in die eerste 10 boubeurte waar momentum bepaal sal word. Nommer 3 is rolduidelikheid in die kolforde. Die afrigtingsspan het groot klem geplaas op duidelike rolle vir elke kolwer. Wie anker die beurt, wie versnel in die middeloor en wie die laaste aanval lewer, dit help om besluitneming onder groot druk te verbeter. Wolfhard het ook genoem dat die span geestelik goed voorberei is en dat hulle nie 'n naamkrieke trap nie. Enige teenstander word behandel met dieselfde respek en beplanning, het sy gesê. Sy het beklemtoon dat T20 krieket vinnig kan draai en daarom is konsekwente uitvoering belangriker as hulle reputasie.
Die Springbokke pak Engeland volgende week in 'n hoogs verwagte openingstoets wat reeds as een van die grootste kragmetings van internasionale rugbyseisoene beskou sal word. Die wedstryd vorm deel van nuwe internasionale reeks waarop die hemisfeerspanne mekaar vroeg in die seisoen toets. Dit bring twee van die wêreldrugby se swaargewigte direk teen mekaar te staan. Die vooruitsig op die toets lyk so: Engeland kom met 'n jong, maar talentvolle groep en wil sterk begin op Suid-Afrikaanse gronde. Die Springbokke bly tuis een van die moeilikste spanne om wel te wen, veral in 'n hoë druk toetse. Die hoëveldomstandighede en fisieke spel word reeds as sleutelfaktore vir die wedstryd uitgelig. Vir albei spanne gaan dit nie net oor 'n wen nie, maar om momentum vroeg in die reeks op te bou. 'n Oorwinning kan die toon aangee vir die res van die internasionale veldtog. Carla Pretorius is weer betrek by Suid-Afrika se nasionale netbalgroep, terwyl die Spar Proteas voorberei vir die komende Glasgow 2026 Commonwealth Spele. Die ervare verdediger, wat een van die span se groot leiers oor jare was, bly deel van die spelersgroep wat deur Netbal Suid-Afrika oorweeg sal word vir groot toernooie. Sy het in die verlede ook die span by groot kompetisies soos Wêreldbeker en Statebond spele verteenwoordig. Volgens onlangse spanontwikkelings is Pretorius beskikbaarheid weer 'n groot hupstoot vir die Proteas, aangesien sy baie internasionale ervaring en sterk verdediging na die groep gebring het. Die afrigtingspan gebruik hierdie tyd om verskillende spelers te toets en die beste moontlike span vir Glasgow saam te stel. Pretorius se naam bly dus belangrik vir die bespreking vir finale seleksie, afhangend van haar fiksheid en haar vorm. Die aankondiging het groot reaksie wêreldwyd ontlok, omdat dit ongewoon is dat 'n Amerikaanse president so sigbare rol by 'n sporteindstryd sal speel. Die Wêreldbeker eindstryd in sokker is een van die grootste sportgeleenthede ter wêreld en word deur miljoene mense reg oor die wêreld gevolg. FIFA sê die betrokkenheid van president Donald Trump vorm deel van die breër protokol en gas die rol wat die Verenigde State in 2026 deel van die toernooi is, saam met Kanada en Mexico. Kenners meen die teenwoordigheid van so 'n politieke figuur sal nog meer internasionale aandag op die eindstryd vestig, wat reeds as een van die grootste sportgeleenthede in geskiedenis beskou sal word. Die finale wedstryd beloof dus nie net 'n groot aksie op die veld te wees nie, maar ook baie internasionale fokus buite die veld wanneer die trofee oorhandig word aan die nuwe wêreldkampioene. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Diano Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle is jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek lyk so: Messina 1526, Polokwane 922, Lephalale 1226, Mbombela 1025, Mahikeng 1323, Pretoria 1123, Johannesburg 1120, Ermelo 620, Kalahari 1727, Gaborone 1324, Richards Bay 1628, Pietermaritzburg 1025, Durban 1626, Port St Johns 1526, Pongola 1326, Maputo 1726, Bethlehem 518, Bloemfontein 921, Allewal Noord 921, Welkom 1121, Vryburg 1224, Kimberley 1324, Appington 1527, Prieska 1326, Springbok 1020, Karasburg 1423, Keetmanshoop 1625, Mariental 1427, Alexanderbaai 1219, Brandvlei 1222, Loederits Bay 1419, Vredendal 1225, Kaapstad 1322, Sutherland 7 en 16, George 1121, Jeffreys Bay 1321, Geberra 1222, Grafreinet 622, Kapogelas 14 en 18, De Aar 11 en 20, Molteno 7 en 17, Beaufort Wes 9 en 19, Oos-London 1323, Mabalane 15 en 29. Ons verkorte weerberig vir die dag: die Weskaap, koud gedeeltelike wolke en moontlike kusreën, die Oos-Kaap, koel in 'n oggendmis, later sal dit sonnig wees, KwaZulu-Natal, koel en sonnig, mis in die noorde, Vrystaat baie koud, ryp in die oggend, sonnig in die latere gedeelte van die dag, Gauteng, koue oggend met ryp, sonnig en droog, Limpopo provinsie, koel in die oggend, warm en sonnig in die middag, Mpumalanga, koud met mis, daarna sal dit sonnig wees, Noordwes, koud in die oggend, sonnig en droog later, Noord-Kaap baie koud, ryp in die oggend, helder sonskyn in die latere deel van die dag. Die markaanwysers vir die dag: die rand verhandel teen R16.58 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n pond verhandel teen R21.83, 'n euro kos R18.83, die Australiese dollar kos R11.44, 'n yen kos 10 sent,
Die prys van platinum is $1,584. Palladium kos $1,174. Die prys van goud per fyn ons is $3,999. Die prys van silwer is $57.50. Die prys van Brent olie per vat is $77.08. Gedagte vir die dag: elke donderdag herinner ons daaraan dat volharding nie altyd hard en dramaties is nie. Dit is dikwels stil, konsekwent en eenvoudig. Jy hoef nie vandag alles reg te kry nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.